Kom ons staan almal. Terwyl ons so staan, kom ons maak ons oë saam toe. Hemelse Vader, U is die Here wat ons gemaak het, op 'n wonderbaarlike manier gecreate het. En dit moet ons ook vandag erken, U is ook die God wat ons kom haal het. Wat vir Esther kom haal het. Ons wat vandag hier is en saam hartseer is, ons vra maar net, Here, wees by ons en hou ons styf vas in hierdie uur van nood. Amen. Dankie, ek kan rustig die plekke inneem, baie dankie. Ek wil een of twee praktiese reëlings net tref voordat ons aangaan met die res van die diens. Die verloop gaan min of meer so wees, ek gaan 'n bietjie aankondigings doen, en ek gaan dan 'n video insetsel speel, sommer oor Esther se lewe, en Tanya, dan gaan ek vir jou kans gee met 2 briewe te lees, of die briewe wat jy wil lees, te lees, en dan gaan ek aan met die res van die diens, en dan aan die einde van die diens daar nog 'n lied wat ons gaan luister na, voor ons uitbeweeg buitekant toe, en dan beweeg ons na Randfontein begrafplaas toe. Ons gaan agter mekaar ry, maar verkeer gaan ons nie begelei nie, so ons is op ons eie aangewese. Skakel maar jou motor se ligte en hazards en goeders aan, dat mense kan weet. Wees maar versigtig vir die res van die verkeer. Hulle gaan nie weet ons is in 'n stoet nie, en hulle is maar ongeduldig, dis 'n gewone werksdag, dink ek. So asseblief wees net versigtig vir die pad soontoe. Ons sal daar vir jou wag as jy iewers dalk die stoet sal verloor. Ek is nie heeltemal seker hoe ons gaan ry nie, ek het nie met ondernemers gepraat nie, maar kom ons ry maar net rustig agter mekaar, en ons kom dan daar. As ons klaar is daar, dan het Jan hulle julle uitgenooi om daar by die plot by mekaar te kom. So in plaas van by die kerk gaan hulle plot toe, om so 'n bietjie saam te kuier as familie en vriende. Mag die Here regtig waar ons help om net by mekaar betrokke te raak en sommer net betrokke te bly. Vir die ouens op Facebook Live, baie welkom vir julle ook, die ouens wat ingeskakel het. Die musiek is net op Facebook Live gemute, so ons vra verskoning daarvoor. Ons het nie 'n beheer daaroor nie, anders word ons afgegooi, daar is maar kopiereg op die verskillende liedere. So die liedere gaan julle dalk nie hoor nie, maar die res van die pratery behoort julle alles te kan hoor. So, kom ons luister sommer net en kyk sommer net na 'n stukkie van Esther se lewe, sommer terwyl ons net rustig is.
Julle, ek wil net namens die familie sê, dankie vir julle almal wat hier is en wat ons ondersteun. Dan wil ek nou net graag 'n brief lees van my pa aan my ma. Verskoon my as ek gaan huil en as ek gaan vashak. My snoepneus, dankie dat ons vir 43 jaar getroud was. Van die dag wat ons getrou het, was ons belofte aan mekaar, tot die dood ons skei. My snoepneus, ons het dit gedoen. Dankie vir ons tye saam. Jy was my steunpilaar en was altyd daar vir my. Ons ups en downs kon ons deurwerk en ons het altyd sterker aan die ander kant uitgekom. Ek gaan jou baie mis. Ek sal jou altyd lief hê, tot ons mekaar weer ontmoet, my snoepneus. Liefde jou man. En dan het ek 'n briefie van my jongste seun, wat hy aan sy ouma geskryf het. Ouma, ek is lief vir jou. Jesus, ek is altyd lief vir my ouma en vir jou. Ouma, jou kind is okay, hy huil nie, en in my toetse gaan ek vir jou 10 uit 10 kry. Ouma sê vir Jesus, ek is altyd lief vir Jesus en my familie. Liefde ouma, liefde Jesus, liefde Zander. To the moon and back, ouma, sê dit altyd. Ouma, nou sê ek dit vir jou terug. I love you, to the moon and back. Gee my net 'n oomblik, ek het my broer se brief en my skoonsister se brief ook, as julle my net 'n oomblik kan gee. Liewe moeder, waar begin 'n mens? Daar is nie genoeg woorde in enige taal wat kan beskryf wat ma vir my beteken het nie. Ma het my die man gemaak wat ek vandag is. 'n Vriend, 'n pa vir my kinders en 'n man vir my vrou, 'n broer, 'n seun vir my pa. Ma het my geleer hoe om lief te wees, hoe om te gee, hoe om deur te druk en by mekaar te staan as dit swaar gaan. Hoe om positief te bly en hoe om te lewe en hoe om te glo. Ma het ook geleer hoe om sterk te wees. Ma was nie gesond nie, maar wanneer ons bel en vra hoe dit gaan, het ma altyd gesê, dit gaan goed. Ma was altyd daar vir enige iets. Ma se plekkie is leeg, maar binne in my sal ma voortleef. Ons gaan ma baie mis, tot ons weer ontmoet, liefde van ma se seun. Dan het ek nou net enetjie van Donay af. Ouma, ek gaan ouma mis. Ouma was daar toe Max dood is. Nou het ek niemand om hier deur ouma te help nie, maar nou help oupa my. Hy onthou, nou is ouma sonder pyn. Toe ek klein was, het ek gedink, 'n mens sal 'n maat hê en om jou op te tel. Ouma bring altyd liefde en hulp. Vir my jare, ouma was altyd daar. Ouma verjaar op die 8ste Mei. Happy birthday, ouma. En haar dooddatum was die 8ste Junie. Van Morney. Ek gaan ouma mis. Ek hoop dat ouma rustig sal wees en na ons in die hemel sal kyk en ek elke dag saam deurgaan. Ek is jammer daaroor dat ouma nie meer hier by ons is nie. Maar Heer, wees by ons nie, maar sal altyd by ons harte bly. En ons sal altyd dan aan ouma dink en verlang. Ek gaan ouma regtig mis. Ouma was die persoon wat ons ondersteun het. Dankie dat ouma vir 63 jaar gelewe het. En ek wens dat ouma kan meer jare lewe. Van Morney. En dan wil ek net met die laaste brief, sal my skoonsister brief wees. Ek het meer as een keer, nie net vir ma, maar vir almal vertel, wat se rolmodel ma vir my was.
Die lysie wat met ma fout was eindeloos, maar het altyd goed gegaan. Ma het nie asem gehad nie, maar ma sou nog steeds verf, klere was en dinge doen in plaas van rustig wees. Ma het nooit gekla nie. Ma was ook iemand met wie ek kon praat en ma het altyd raad gehad. Maak nie saak of dit die kids, die man, klere was ensovoorts nie. Ma was altyd daar. Ma het my ook geleer om niemand se nonsens te vat nie, om op te staan vir dit wat reg is en waarin jy glo. Jy moet nooit in jouself twyfel nie. Daar is nog soveel meer wat ek kan sê, maar ma weet wat in my hart is. Ek gaan ma vreeslik mis. Baie dankie vir alles wat ma vir ons gedoen het en beteken het. Ma los 'n groot leemte in ons harte. Baie liefies, Tia. Ek gaan sommer nou die bedankings ook doen namens die familie. Baie dankie aan Johan en Melinda, aan Arno en Dominique, aan EMS Rustenburg, baie dankie vir julle hulp. B2P Funerals, baie dankie vir julle. Vir Martie en Letitia, baie dankie. Jacques en Tia, Chanel, Christine en Annelie, Sterlig Kwekery, Harry en Tanya, dankie vir almal se oproepe en boodskappe. Baie spesiale dankie aan pa vir al die jare wat pa by ma gestaan het. Dat pa altyd daar was en altyd reg gestaan het as ma siek was. Dankie vir die man wat pa vir ma was. So die feit dat ek grys is, beteken, en ek wit is nie eens meer grys nie, beteken dat ek 'n oupa is, en daar's niks lekkerder as om 'n oupa te wees nie, ouma seker ook, maar dis ek geniet my kinders verskriklik, maar my kleinkinders is regtig 'n blessing. Ek onthou ek was by die geboorte van my eerste kleinkind, ek sê maar waar ek begin, my ander twee ook, maar my eerste kleinkind was net vir my incredible, was hier onder by Pinehaven Hospitaal, ons is almal daar in die saal, ons het gehoor die bevalling het goed gegaan, so ons wag nou maar dat Marisa, my dogter, uitkom, en dis 3 oupas en 3 oumas, 'n storie vir 'n ander dag, hoekom maar 3 oupas en 3 oumas is, maar maar ons sal na wag, saam met Casper, haar man, my skoonseun. En toe hulle inkom, toe die suster, Indiër suster, haar so in 'n perserige kombersie so toegedraai, lyk mos as mammie so toegedraai, en sy steek vas by my, en sy gee vir my, vir klein Carly. Nou staan, want ons mans is ons nie gebou vir hierdie goeters van kinders, pop speel, vashou, dit is vir ons vreemd. So nou staan jy met hierdie klein, is hulle as lelik as hulle gebore is, hè? 'n Mens maak nou asof hulle baie mooi is, maar hemel, hulle is eintlik maar blou gedruk, en hulle kom nou net uit die 9 maande se, so jy hou nou hierdie klein gremlinkie vas, en jy besef nou net, as jy hierdie kleintjie nou laat val, dan gaan jy die sielkundige rekening vir die res van haar lewe moet betaal, so jy hou nou maar vas, maar sy op haar tweede moment, as jy afkyk, dan word sy die mooiste ding onder die son. En sy's 'n woelige klein dogtertjie, en sy woel haarself so oop, en daar's 'n foto daarvan, waar daar so klein handjie uitkom, en so om oupa se vinger vat. En toe chunk ek. Toe besef ek net, en ouens, ons weet dit nie, maar kom ons sê dit net weer vir mekaar. Geboorte is God at work. Dis 'n wonderwerk dat ek en jy gebore is. As jy nou met die mediese ouens praat, dan gaan hulle vir jou sê, weet jy wat, die kans dat jy nie gebore word nie, is veel groter, baie groter, as dat jy wel gebore is. Dat daar een spermpie, miljoene ander eld swim, by 'n eiersel uitkom, dat daar daai vashegting en seldeling en daai hele, dames, julle sal nou weet van al die dramas rondom swangerskap en geboorte skenk. Dis daai eerste 3 maande se narigheid, en die tweede 3 maande se narigheid, en die derde 3 maande se ongemak, die jou groot maag, en jy weet nie waar om te lê nie, en jou stytjie is seer, en dan skielik dan word hierdie klein babatjie gebore, en dan staan almal met monde vol tande en besef, wow, this is God at work.
So geboorte is God wat alles begin. 63 jaar terug, 60 jaar terug, 15 jaar terug, 3 maande terug, waar geboorte plaasvind, is al met verwondering. Maar dit hou nie daarop nie. Hierdie kleintjie word groot, hulle begin later regop sit en kruip en begin later opstaan en optrek en begin loop en hulle gaan eventually skool toe, grootskool toe. Nadat hulle eers in graad 000 en R en weet nie wat se ander goeie, ons ken nie daai goeters nie. Maar hulle gaan skool toe, hulle gaan laerskool toe en hulle gaan deur die laerskool en dan word hulle terrors. As hulle tieners is, nee, niemand van ons almal dink as die oulikste ding onder die son as hulle tiener is totdat dit jou kind is, dan besef jy, joh, dan het jy hulle lief, maar jy hou nie altyd meer baie van hulle. Nee, jy love them, maar jy like hulle nie altyd nie. Hulle ook nie vir jou nie. Hulle skaam hulle mors dood vir jou. Maar dan eventually hopelik kry hulle matriek en gaan hulle word hulle verlief en trou hulle, hê hulle kinders en kleinkinders en word hulle ouer saam met al die siektes wat plaasvind en dan word hulle sommer eendag dodelik siek. Gaan hulle dood. Daai was nie moeilik nie. Dis God at work. Dis God wat daar was toe ons gebore is. Ek dink ons issue is vandag en altyd, en wat van hierdie dag? Het God van Hester vergeet vir 'n oomblik? Was hy op 'n ander plek besig? Het hy probeer vrede maak tussen Amerika en Iran en Israel, daai hele boelgoeters? Of was hy iewers betrokke by reëlings vir die wêreldbeker sokker? Of het hy iewers anders was hy anders? Nee, ouens, dit sê ek nou vir julle as 'n gelowige vir ander medegelowiges. Ek glo in my hele hart dat God die God van die geboorte is, maar ook die God van ons laaste asem wat ons uitblaas. En as dit vir mekaar sê dan, en as jy dit nie verstaan nie, ek het begrip daarvoor, ek respekteer jy daarvoor, as jy dit nie verstaan nie, maar vir my as gelowige, is daai laaste asemteug wat sy gehad daar in die kar, is dit God wat daar was en haar kom haal het. En hoe moeilik het ook al vir ons is om te glo en te aanvaar en te grasp en aan te gaan met ons lewens, as ons nie daaraan vashou nie, dat die dood, whenever dit ook al gebeur, God is wat ook sê, maar ek wil jou vashou en vir altyd en altyd by jou wees. Dis so wonderlik om te weet, dat ek en jy nog steeds in God se hande is. Ek vra verskoning vir die water. Selfs by die dood. En in hierdie lewe gebeur daar baie goeters. Daar's die ups en downs van geboorte en huwelike en joyful moments en partytjies, maar daar's ook die sad moments van om afskeid te neem of om jou toon te stamp of om met kanker gediagnoseer te word of om jou dogter aan die dood af te staan na 'n motorongeluk. Is dit 15 jaar, 18 jaar terug, 20 jaar terug? Dis daai hartseer wat ook deel is van ons lewens. En iewers moet ons sê, maar hoe cope ons met hierdie lewe? En ek dink dis dalk die eerste ding wat ek wil sê is, onthou net bietjie dat ek en jy is, ek sê met verskriklik baie versigtigheid en met ongelooflik baie empatie. Ons lewe is tydelik. Ons leef net vir 'n tydjie. Ek wil dit met julle saam lees uit 2 Korintiërs. Paulus is besig om te skryf vir die gemeente en sê hy vir hulle, hoe behoort ons te lewe? Hy sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek. Dis wie ek en jy is. Ons dink nie altyd, ons dink hierdie lewe is 'n joyful ride en ons gaan lekker met die lewe aan. En hier en daar is 'n paar stampe, maar ons het vir ons versekeringsmaatskappye aangestel. Die mediese fonds en aftreepakkette en so het ons 'n paar sulke strongholds vir onsself gebou en dink daar gaan ons bly. Maar ek en jy, may I just remind you, ons is net tydelik hierso. Trouwens Paulus gaan so eentjie aan en dan skryf hy in die volgende hoofstuk en sê, onthou net bietjie, ons is hierdie plek waar ons bly is maar 'n tentwoning. En ons eintlike gebou is by God. En baie van ons leef asof hierdie alles wat daar is.
So hierso kom 'n reminder. Hierdie is nie die hele waarheid nie. Ons lewe is so lank. Ek dink ons gaan vir altyd en altyd maar net leef en leef en leef en het gaan een happy, long, joyful ride wees, but that's not true. Ons lewe is net 63 jaar, 83, 93 jaar, of 13 jaar. Dis ons lewe. En daarom moet ek vir jou 2 vrae vra vandag. Nommer 1, is jy en God aan mekaar vasgebind? Want as hierdie lewe verby is, dan gaan ons vir altyd bly lewe, of jy nou 'n gelowige of ongelowige is. Jy gaan na hierdie lewe, na hierdie afsnydatum, gaan jy nog steeds vir ewig lewe op een van 2 plekke. Of in die hemel, of in die hel. Nou, ek gaan nie vandag oor die hel praat nie. Ek dink dit is swak teologie en swak bediening om by 'n begrafnis waar mense se emosies al reeds rou is, mekaar bang te praat vir die hel. Ek dink in elk geval dit sal swak wees as 'n mens 'n keuse maak vir die hemel omdat jy net bang is vir die warmte, hitte van die hel. Maar mag ons dit vir mekaar as gelowiges sê? As ons laaste asem uitgeblaas is, dan is dit ook die eerste asemteug in die ewige lewe. En dit ouens, ek hou nie van begrafnisse hou nie. Ek hou nie daarvan om hierdie stukkie vir my job te doen nie. Geen my enigiets anderster. Laat ek dit maar met mense wat in die hospitale is hanteer, of laat ek mense preek voorberei, of laat ek mense preek lewer. Maar ek hou nie van om begrafnisse te doen nie, want dit is rou emosie, dit is seer, dit is eindeloos waarmee ons moet werk, en ons weet nie hoe om altyd daarmee te werk nie. Maar in hierdie slegste deel van my werk, is hierdie volgende sinnetjie die wonderlikste. Hierdie lewe is nie al nie. Daar's ook 'n ewige lewe wat Jesus kom bewerkstellig het. God dank daarvoor. Want as hierdie lewe nou al was, hierdie 63 jaar waar jy kinders gehad het, groot seer gehad het, ongemak gehad het, as dit al was, nee, come on, daar moet meer wees in die lewe as dit. En die Here kom sê, daar is. En dis om eendag saam met my te wees, forever and ever. Ons weet nie eens hoe lyk dit in die hemel nie. Ons het so 'n paar glimpses in die Bybel daaroor. Die duidelikste glimps, wat maar net so bietjie skakerings het, wat ons nie heeltemal van weet nie, is in Openbaring. Goue strate en wit klere en trompette en ek weet ons verstaan nie eens heeltemal die beelde wat hulle daar gebruik nie, maar dit gee vir ons so bietjie van die gordyn wat weggetrek word om te sê maar dis hoe dit lyk. Ons weet net dis amazing. Die moeilike deel van doodgaan is nie die begrafnis nie. Die moeilike deel is ons wat agterbly. Dis ons wat met ons gevoelens, ons emosies moet werk. Met hierdie ding van ons is tydelik hier en that's it. Ons kan net so lank, en daarom is die 2 vrae wat ek wil vra is, vraag nommer 1 is jy en God connected? Kom ek sê dit op 'n baie pietistiese, amper 'n ooreenvoudigde 'n manier van vra. As jy vanaand sou doodgaan, gaan jy jou oë in die hemel oopmaak. Dis die bottom line vraag. En moenie jou gepressure voel nie. Ek wil nie nou jy moet 'n altar call maak en jy vorentoe kom in jou hand. Nee, dis niks af nie. Dis 'n doodrustige besluit wat jy vanaand laat moet neem. As jy weer 'n keer moet gaan revisit waar jy in jou bed lê en die ligte is afgesit en die alarms is aangesit en die honde het gaan piepie en alles en jy kan daar wees net sê, Here, is ek en U connected? Is ons aan mekaar vasgebind? En dis 'n crucial vraag. Maar die tweede vraag wat daarmee saamgaan, is eintlik die flip side van hierdie vraag. Wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? As jy nog iewers op hierdie rooi lyntjie, rooi stukkie nog moet lewe. As jy nou eens hierso is, of hier is, of hierso is, maar daar's nog 'n stukkie van jou lewe oor. En dis net so 'n belangrike vraag, gaan ek en jy lewe soos wat die Here van ons verwag? Lank terug, 30 jaar terug, toe ek in Kreeusdorp gekom het, was ek by 'n byeenkoms gewees van skoolhoofde, en een van die ouens wat die gesprek gelei het, briljante opvoedkundige, het 'n aangrypende presentation gelewer, en hy het die vraag gevra wat my hele lewe verander het. En hy het gevra,
los jy die stukkie grond wat jy gekry het 'n beter plek na as wat jy het gekry het? Sal jy hierdie stukkie lewe van jou, hierdie stukkie aarde wat jy gekry het, so nalat dat dit 'n beter plek was as toe jy nie daar was nie? En Esther het in julle lewe ingeploeg, ingesaai en vrug gedra. En dis 'n vraag vir my en vir jou wat ons by die huis moet gaan antwoord. Lewe ek soos wat die Here wil hê ek moet lewe? Want dis uiteindelik die bottom line vraag. Is ek en God aan mekaar vasgebind vir die hiernamaals, maar ook vir die hiernoumaals? Ek weet nie of daar so 'n woord is nie. Dis nie net vir hierna nie, is ook vir hierso waar ons nou is. Want hierso is net so belangrik. En het ek gesê in die begin, dis is nie 'n smooth sailing pad nie. Dis nogal 'n paar hobbels, 'n paar potholes wat jy straai hier op aarde. 'n Paar plekke waar die pad nie meer is nie. Dis amper onbegaanbaar en jy moet so voel deur die lewe gaan. En een van daai plekke waar dit so moeilik is van vandag af en van Esther se afsterwe af tot, en dit weet ons nie, ons noem dit rou. Om iewers te stil te staan en sê maar, ek het seer. Mis my vrou, mis my ma, my ouma, ek mis my vriendin, ek mis net. En dis okay. Daar's 'n paar, kom ons noem dit stepping stones, wat ouens sê wat al deur hierdie ding gewerk het, dat 'n mens kan weet, daar's seker, ek wil net nie fases noem nie, want dan voel 'n mens jy gaan van 1 na 2 na 3 toe, dan gaan jy aan jou lewe. Dis nie so nie, dis haltes, is 'n klip waarop jy staan en dan gaan jy na die volgende klip toe en dan is jy weer dalk terug in die eerste klip en dan gaan jy reg oor die riviertjie, maar dis die eerste een noem ons huil. Om net te huil en dis fyn. Ons mag maar huil, daar's niks fout daarmee nie, is niks sondig nie. Dames, julle het ons mans geleer, cowboys don't cry, jy's net sissies wat huil, jy moenie huil nie, hou van 'n man wat sy man kan staan, en dis absoluut nonsens, né? Julle mans, julle verstaan wat ek bedoel. Ons mag huil. Trouwens, ek het in die COVID tyd, het ons op 'n stadium regtig 'n bitter bad tyd in ons gemeente gehad. Ons het op 'n stadium 50 begrafnisse in 2 maande gehad. Party dae sommer 2 en om myself bietjie op te skerp weer oor rouprosesse en hoe ons dit doen, het iemand 'n mediese artikel geskryf en gesê daar's sekere toksiese stowwe in ons liggaam wat opbou en jy kan daarvan net ontslaa raak deur middel van jou traankliere. Jy kan nie uit sweet of uit piepie of uit iets anders, jy moet uit huil. Dis goed om te huil. Ek stem saam, mans, dis dalk nie 'n mooi gesig nie. As hulle huil nie. Mans en vrouens, jy mag maar huil, dis okay. Daar's niks vuil en lelik en verkeerd daarmee nie. En ek weet mense wil sê, maar ek wil nie vir my kinders huil nie. Ek kan maar daar ook huil. Dit wys vir hulle, dis okay dat 'n mens kan broos wees, breekbaar wees. Dis mos wat daar staan in Paulus se brief. Ons is potte wat maklik kan huil. Kom ons gee mekaar die gap om soms net te huil. As 'n tweede soort van stopplek, emosie wat ons kan hê, en kom ons noem dit depressie, maar dis nie depressie in die kliniese sin van die woord, dat jy by 'n psigiater of 'n sielkundige moet uitgaan, pilletjies moet kry. Dis sommer net 'n gevoel van so lae vlak van depressie, nee? Jy voel net nie lus vir die lewe nie. Jy voel nie lus vir die dag nie. Jy bel in en sê ek kom nie werk toe nie. Jy trek nie die gordyne oop nie. Jy bly so met jou pyjamas die hele dag, die hele naweek. En dis ook fyn. Kyk, ons ander weet nie heeltemal om dat met jou te maak as jy nou so 'n bietjie down is nie. Dan wil ons nou blommetjies aandra en teksversies gee, which is fine, ons intensie is reg. Ek dink dit help nie. Ek weet nie hoekom ons het hierdie mooi woordjies wat ons vir mekaar sê, wat mooi klink, maar eintlik useless is en eintlik meer skade doen. Een van is die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Is fine, dis seker die regte ding. Dit sê nie veel van my en jou nie, want ons is nou dan seker net maar lelike ou kaktusplantjies wat dan nie heeltemal plek kry nog in die hemel nie. Maar dit help nie regtig nie, né? Dit wil so op flikker en dan besef jy nee wat. Die ding troos my ook nie. Die kerk, die dominees, die ouderlinge, diakens, al daai mense, hulle het 'n ander ding wat hulle sê. Hulle sê
dit was die wil van die Here. Dis 100% die korrekte antwoord. Maar dit help vir daai deprou niks nie. Trouwens, selfs alkohol en medisyne en psigiatriese ingrype en al daai goeters, selfs daai goed help nie. Dit lig jou so 'n bietjie uit en dan sak jy net weer aan. Want dis okay om partykeer down te wees. Ek wil nou 'n storie vir julle vertel aan die einde daaroor. Want dis crucial, ons mag maar partykeer sommer net bietjie down wees. Dis okay om sommer net langs mekaar te gaan sê maar, hey, ek weet jy gaan deur hel. Ek weet dit is vir jou sleg. Weet my net ek is hier. Ek kan jou nie opcheer nie. Ek kan nie al jou trane afvee nie, maar ek wil sommer net hier wees vir jou. Die derde soort van emosie noem ons kwaad, woede. En daarvoor kan 'n mens kwaad wees vir omstandighede. En as 'n mens vroeër gery het en as jy dit en as jy dat, en as ek net Moedersdag wat nou verby is, net nog ietsie meer kon gedoen het. As ek net hierdie goeders nog kon doen en later raak jy kwaad en jy raak kwaad vir alles. Jy raak selfs kwaad vir God. Net nie dit nie. Dominee, ons mag nie vir God kwaad. Natuurlik mag jy vir God kwaad word. Natuurlik is daar voorbeelde in die Bybel wat ouens ten hemele skree en sê maar dit is nie fair nie. Gaan lees maar Job. Job is 'n boek van 42 hoofstukke. Die middelste 37 hoofstukke gaan oor Job wat bitter kwaad is vir God. Gaan lees die psalms, 150 psalms. 74 van hulle, net so een minder as die helfte, noem ons klaagpsalms. Moan and groan psalms. En ons mag maar kwaad wees. Julle onthou vir Dawid, Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ons gaan nou net die teks gelees as ons by die graf staan. Dis wonderlik. Die Here is my herder, I am okay. Blaai een bladsy terug. Bladsy 22. Psalm 22. Selfe ou wat 'n sang skryf. Dawid. Hy begin hom so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? 23 sê, I'm okay. 22 sê, I'm not okay. Trouwens, daai woorde van Psalm 22 was die woorde wat Jesus, toe hy aan die kruis gehang het, geprewel het. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Kom het U my gedrop? Daar's moments as ook so mag wees, en is okay, die Here sê nie, wel, as jy kwaad is my, basta met jou, jy is nie meer my kind nie, jy bly sy kind. Ons het hier in Kruisdorp Wes vir 20, 25 jaar gebly, in 'n huis met so lang gang, die hele huis was houtvloere geweest, maar die gang was so lank, en die kinders se kamers was aan die onderpunt, en as hulle vir my kwaad is, julle weet nou hoe werk tieners, hulle word mos swaarder as hulle kwaad is, dan stap hulle nie in die gang af nie, jy hoor hulle is beweeg af van die gang, en dan slat hulle die deure daaronder, en hulle seker voorarms soos Popeye, en nooit as dit gebeur het ek studeerkamer toe gestap, en hulle ID's gaan opskeer nie, of hulle geboortesertifikate verbrand nie. Hulle bly my kinders, en ons is vandag nog a happy family, want jy sien, mens kan kwaad word vir God, en dalk is dit die antwoord, maar sekere kere, terwyl jy kwaad is, sê God nie, loop nie, maar as God amper soekend na jou, en vir jou sê, maar kom klim op my skoot, en dis al wat hy wil vra. So kan ek 'n storie vertel, en dan gaan ek 'n laaste prentjie vertel, en dan is ek klaar. Ek het my bediening begin in die polisie, as 'n kapelaan, as 'n dominee in die polisie. So jy die polisiemanne het jy bedien, in hulle verskeie omstandighede, hulle het skofte gewerk, so hulle kon nie in die kerk wees nie, daarom het hulle kapelane aangestel, en het ons hulle by hulle uitgekom. En ek was seker so 2-3 maande in die polisie, ek het by Blitspatrollie was my kantoor gewees, en ons het daar in die noorde van Johannesburg gebly, en daar gebeur toe 'n slegte voorval in Besuidnoutsvallei. Een van die swart konstabels se seun het haar dienspistool in die hande gekry, en hy en 'n maatjie het gespeel met die pistool, skoot het afgegaan, en hy het homself per ongeluk doodgeskiet. En ek kry, daai tyd was daar nog nie selfoon, dit was net bliepers, ek kry die bliep, het ek asseblief dringend moet kom. En nou jaag ek met my vinnige, ek dink dit was 'n Monza geweest, met blou ligte,
polisiekar hier af in stad toe, Besuidenhoutsvallei toe, om nou, en dit besef ek so terwyl ek ry, om nou wat te gaan doen. Wat gaan sê mens nou daar? En terwyl ek nou ry, besef ek verstaan ook nie eens die swart kultuur op daai stadium nie. Ek is 'n 30-jarige dominetjie, so wat gaan sê ek vir iemand wat nie eens dieselfde kulturele agtergrond as ek het nie. En ek kom daar in Best Valley aan, en al die polisiemanne maak so 'n paadjie oop, en ek stap deur, en wat ek nie geweet het is nie, dat in die swart kultuur, skree hulle op die hoogste noot hulle kan, tot iemand hulle kom troos, 'n ma, of 'n tannie, of 'n suster. So ek kom in hierso, Rose is die vrou se naam, sy lê so in die sitkamer, die voorval het hier in die buitekamer gebeur, so die forensies is daar besig, maar ek is nou hier by hierdie vrou, maar ek weet nie wat dit maak nie, hè. Ek doen toe maar iets wat ek net instinktief doen, en ek gaan lê toe so by haar, en ek weet nie of ek gelees het, ek weet nie of ek gebid het nie, ek weet regtig waar nie wat ek gedoen het nie, maar ek was daar gewees, en later is ek daar weg. Ek het hulle gehelp met die begrafnisreëlings en dan Polokwane. Ek was self daar gewees met die begrafnis. Maar so 2-3 maande later kom Rose by my kantoor verby, by Blitspatrollie. En sy klop my deur en sy sê vir my, Maruti, ek wil gou 'n bietjie met jou kom gesels. En ons sit in tee drink, en sy sê vir my 'n ding wat my so getref het, en my tot vandag toe bly. Sy sê vir my, Maruti, dankie dat jy daar was, en dis nou haar woorde, en dankie dat jy gesherp het. En toe besef ek, maar dis wat ons bediening, ons job is, by afskeid. Iemand het in Engels anders verwoord, ek later gelees, you have to be present and silent. Want wat anders kan jy maak? Wil jy vir God probeer in die bresse tree? Jy kan probeer, kom nie ver daarmee nie. Wil jy probeer ophou, laat emosionele deel van jou lewe ook figureer? Nee, ek kry dit nie reg nie. So daarom dink ek is ons job om vir mekaar te sê, maar ek is net daar vir jou. Jan, Tanya, jaag julle, ek is daar vir julle. Ons is daar vir julle. En ons het nie antwoorde nie. Ons het net silence. Wat my bring by die prentjie wat ek dink Jesus en God vir ons wil gee is, klim op my skoot. En hier op God se skoot kan jy huil, kan jy kwaad wees, kan jy deprou wees, kan jy voel maar ek is okay, maar mag jy sommer net hier op God se skoot rus vind. Daar is so 'n teks in Matteus, en daarmee mag ek klaar, wat sê, kom na my, almal wat moeg en oorlaai is, wat flenters is, wat sukkel om te weet, hoe gaan ons nou aan? En ek sal vir julle rus gee. Dankie Here dat ons op U kan staatmaak en op U skoot kan klouter en kan vra, help ons asseblief. As ons huil, en ons huil ons self uit, en as ons deprou is, as ons kwaad is en hier op die bors tamboer, dan weet ons is nog steeds veilig by U. Ons is net kruike wat maklik breek. Maar die woonplek is by God. En ons glo vandag dat Esther by U is. Ons is op pad, in transito. Wees asseblief by ons. Hou ons net sommer verskriklik styf vas. Amen. Ek gaan die laaste lied begin speel, en dan kan ons rustig sit en luister, en dan op 'n sekere punt sal ek aandui, ek weet nie of die ondernemer die naby is nie, dan kan ons uitbeweeg buitekant toe, terwyl die laaste deel van die lied nog al hier is.
So kom ons luister sommer net rustig na die laaste lied. Die draers by die graf, julle kan net by die begrafplaas net nader beweeg as julle daar kom, Jacques en Jan, Harry, Arno, Ian en Dave. Die draers hier by die kerk, julle kan slank vorentoe kom asseblief, Johan, Alwyn, Tia, Dominique, Tanya, Letitia en John. Die draers kan nader kom asseblief. Dankie, ek dink julle kan so begin uitbeweeg buitekant toe. Kom ons gee vir hulle eerste kans om uit te beweeg, dan kan die naaste familie saamgaan en dan kan die res van ons volg.